Goeienaand almal en welkom by die Vlam van Vreugde podcast. En vandag is die 28ste Junie, so dis tyd vir nog 'n Saterdag woord. En welkom terug by hierdie episode. Wel nie episode nie, maar Saterdag woord. Die episode is op die Spotify. Te praat van dit eintlik. Daar was nou 'n bietjie lank nie 'n episode op Spotify gewees nie en dis nou oor die eksamens en alles wat maar bietjie besig was en als, maar dis nou vakansie en die volgende ene is alreeds besig om oor te dink, besig om oor te bid en alles. En dit gaan regtig, dit gaan awesome wees, hoor. Abby is weer hierso vanaand. Hallo. Sy sit daarso en ja, sy chill. Ja, in elk geval. Okay, kom ons begin met gebed. Onse Vader wat in die hemel is, Here Jesus, baie dankie, Here, dat ons nou nog 'n Saterdag woord kan doen, Here, en dankie eerstens dat die eksamens nou verby is, Here. En Here, help vir my, Here, om nou die woord te bring soos wat U dit wil hê, Here. En Here, help vir my ook om nie hierdie te doen vir myself nie, Here, of om myself op te lig of wat ook al nie, Here Jesus, maar dat dit altyd net oor U sal gaan, Here Jesus. Here, ons is lief vir U. Seën hierdie woord. En ek bid dit alles in Jesus Christus naam alleen. Amen. Okay, so baie van julle weet miskien nie wat vas is nie. Nou vir die van julle wat nie weet nie, julle het miskien al gehoor van mense vas en al die goed, maar vas is wanneer 'n mens kos of enige iets basies, maar tipies kos vir 24 uur alleen los en dan bid daarbey. Want dit is belangrik dat 'n mens vas en bid. Dit is as mens soms antwoorde by die Here wil hê of jy wil miskien jou verhouding versterk in die Here, dan sal jy kom en jy sal dan nou vas. Jy kies 'n kossoort of wat ook al en jy los dit vir 'n sekere tydperk. Maar dit is 'n saak tussen jou en die Here. En dis waarby ek vanaand gaan kom. Ek lees Matteus 6 vers 16 tot 18 vir julle. En wanneer julle vas, moenie lang gesigte trek soos die geveinstes nie, want hulle mismaak gesigte, sodat dit deur die mense gesien kan word dat hulle vas. Voorwaar ek sê vir julle, hulle het al loon weg. Maar jy, as jy vas, salf jou hoof en was jou gesig, sodat jy nie die mense laat sien dat jy vas nie, maar jou Vader wat in die verborgene is, en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. Nou, ek dink hierdie is baie selfsprekend eintlik. Dit sê direk daarso, van sommige mense, as hulle kom en hulle vas, dan blaker hulle dit vir die hele wêreld uit. Dis soos een van die megaphones, julle ken dit mos, en dan sê hulle vir almal, woe, ek vas, of soos hy daar praat, hulle trek lang gesigte, hulle wys vir die mense dat hulle vas, soos hulle wys dat hulle miskien swaar kry, want hulle kort kos, en hulle wil hê, almal moet weet, ek vas nou, jy weet, ek is tog so goed, maar die Here sê, hulle het hulle loon weg. Jy sien, die ding is waaroor ek nou in die begin gepraat het is, as jy antwoorde soek, en jy vas, dan sal die Here vir jou die antwoorde gee, mits dit sy wil is. Maar as jy vir almal gaan uitblaker dat jy vas, en jy gaan dit 'n publieke ding maak, of jy vas nie openbaar, dan gaan jy dit nie kry nie. En dis hoe ek sê, is 'n saak tussen jou en die Here. As dit nou tussen vriende is, soos kom ons sê byvoorbeeld, jy en 2 ander vriende besluit, julle vas saam vir een ding, en julle onder mekaar weet van die vas, maar julle laat weet nie vir die ander mense daar buite nie, dan is dit fyn. Maar as jy op jou eie vas, dan is dit 'n saak tussen jou en God. Jy weet, dan kan jy nie gaan, want vas is nie 'n ding om vir die mense te wys dat jy goed is nie. Nee, vas is om vir die Here vir antwoorde te vra, om vir die Here te wys, Here, ek sal my liggaam, sal ek opoffer, om geestelik te kan groei, Here Jesus. Here, ek is so honger, maar ek sal die hele dag nie eet nie, Here, ek sal net bid, en ek sal tyd met U spandeer, Here, want ek het U lief, en dit is wat belangrik is. Die Here wil nie hê dat jy dit vir almal nou moet uitblaker en dit 'n publieke ding maak nie. Julle weet soos party mense wat op sosiale media is, elke liewe plek waartoe hulle gaan, letterlik oral alles wat hulle doen, share hulle nou eers op sosiale media. En dit is net nee, dit werk nie so nie. Tot as hulle nou wil vas. Nou is dit ewe skielik 'n ding van ons sê vir die hele wêreld. Kind van God, dit werk nie so nie. En doen dit in privaat. Want as jy dit in privaat doen, dan sal die Here vir jou in die openbaar vergelde, soos dat hulle hier sê. As jy vas en jy sê vir niemand nie, jy vas en jy sê dit is net vir God, dan sal die Here vir jou in die openbaar vergelde. Kom ek vat nou 'n voorbeeld, jy wil miskien goeie skoolpunte hê.
ja, eksamen is nog op my kop. Maar kom ons sê byvoorbeeld, jy wil goeie skoolpunte hê, en die skoolpunte natuurlik is mos nou 'n publieke ding, of 'n openbare ding, jy weet, almal kan jou skoolpunte sien, die onderwysers, jou ouers, en almal met wie dit ook deel. En jy sê vir jouself, weet jy wat, ek gaan vanaand vas, of ek gaan môre vas, of ek gaan die volgende 3 dae vas, of hoe ook al julle wil vas. Jy weet, doen dit in privaat, en dan sal die Here vir jou daai skoolpunte gee wat jy wil hê. Maar jy moet ook werk insit. Ja. En die werk vereis soos fisiese werk, soos jy moet leer, maar ook om baie keer jou liggaam op te offer om geestelik te kan groei en geestelik nader tot by die Here te kom. En daar's baie verskillende tipe vas, maar ek gaan dit hou vir 'n episode op Spotify, want dit gaan nou baie lank vat as ek nou oor die verskillende tipe vaste praat, maar ek wil net hierdie gedeelte wat ek gelees het in Matteus net 'n bietjie uitlig, want baie mense ken al die verskillende tipe vaste, maar ek glo dat voordat jy vas, voordat jy enige van die tipes vas of vaste wat daar is, voordat jy dit kan uitoefen, moet jy eers hierdie weet, die basics, dat jy moenie dit vir die hele wêreld uitblaker nie. Want kom ons sê, jy ken nou al die verskillende vaste wat daar is, en jy besluit, weet jy wat, ek gaan nou die Daniel vas doen, maar jy ken nie hierdie nie, jy doen dit in die openbaar, dan help dit nie, jy vas nie. So asseblief. En vas is ook 'n ding wat, jy sommer maar net besluit, okay, ek vas maar vir die lekkerte nie. Jy moet voor die tyd bid vir dit. Dit is regtig, vas is 'n ernstige ding. Dis nie 'n ding van, ons vas maar net 1 keer 'n maand omdat ons moet nie. Dis nie hoe dit werk nie. As a matter of fact, dis nie hoe enigiets in ons geloof werk nie. Jy worship nie net omdat jy moet worship nie. Jy gaan nie net kerk toe omdat jy moet kerk toe gaan nie. Jy lees nie net Bybel omdat jy moet Bybel lees nie. Party van ons doen nie eens hierdie nie. Maar dis dieselfde met die vas. Asseblief, as jy wil vas, en jy voel in jou gees dat jy wil vas, dis die Here wat met jou praat. Gaan in gebed, vra vir die Here wat jy moet vas en hoe jy moet vas, en hoe lank jy moet vas. En dink regtig aan een spesifieke ding wat jy miskien deur hierdie vas wil kry, dalk miskien 'n deurbraak, of jou ouma wat miskien siek in die bed lê, wat jy graag so wil genees, of 'n vriend of vriendin wie so ver van die Here af is, wie dalk miskien naby aan die Here wil kry. Miskien ek weet nie, maar wat ook al daai begeerte van jou is, daai seëning, gee dit vir God, want hy weet wat die beste vir jou is. Maar onthou ook, om as jy vas, moet jy bid ook. Dit help nie net jy vas, en sonder om te bid nie, want ons het basies net soos 'n dieet. So, asseblief Here, julle, as julle vas, vat dit regtig ernstig op. Hou dit as 'n saak tussen jou en God, en moenie dit vir die hele wêreld net gaan uitblaker nie, want dis nie wat God wil hê nie. Kom ons sluit af. Onse Vader wat in die hemel is, Here Jesus, baie dankie dat U nou hierdie woord gegee het, Here, oor vas, Here Jesus. Dankie, Here, dat U ook die woord op my hart gelê het, en ek sê dankie, Here, dat U hierdie Saterdag woord ook vandag nou geseën het, Here Jesus. Here, my God, baie dankie dat ons soms ons liggaam kan opoffer vir U, Here Jesus. Here, want hierdie vlees, Here, beheer ons nie. Here, want ons is so kosbaar vir U, Here Jesus. En U het ons lief, Here. Help vir ons om soms te vas, Here, om nader tot by U te kom, Here Jesus. Maar help vir ons, Here, dat ons dit nie 'n saak sal maak van ek, Carlo Jacobs, vas nie, maar die ding van ek vas om alle eer aan die Here Jesus Christus te gee, Here Jesus. Baie dankie vir al die seëninge, Here. Dankie vir die goedheid. Dankie vir die guns, Here. En ons bid dit alles in Jesus Christus naam alleen. Amen. Bietjie 'n korter woord as wat die vorige weke was, maar ek dink hierdie woord was straight to the point geweest. Daar's nie veel draaie wat mens kan neem oor hierdie woord nie. Dit is staan so wat dit staan in die Bybel. Maar baie dankie dat julle ingeskakel het en dat julle geluister het. Ek waardeer dit regtig baie, en vir al my ondersteuners daar op die groep, op die channel, op die YouTube channel en op Spotify en oral, baie dankie vir julle. Ek waardeer julle regtig baie, en ek is so geseënd om 'n audience soos julle te kan hê. Regtig, ek sê vir die Here baie dankie vir wat julle doen en dat julle luister en al die goed, en dis regtig net awesome. By the way, ek het vergeet om te sê, merch, vlam van vreugde, balkiekie, ja, wat ek gekry het van my verjaarsdag. Maar in elk geval,
Onthou om aan die brand vir Christus te wees, want wat help het, jy sê jy's 'n kind van die Here, maar jou aksies wys dit nie, né? As jy baie dankie dat julle gekyk het, julle, bye bye, mag die Here julle seën.